Die tema van die woord wat ek vanoggend met u wil deel is living by the Spirit. Living by the Spirit. Dit gaan oor heiligheid. Ek het altyd persoonlik heiligheid beskou as slegs my verhouding met God. Maar ons gaan ontdek vanoggend dat heiligheid ook te doen het met ons verhouding met ons medemens. Met ander woorde, leef ons op so 'n manier met die mense om ons, dat die heiligheid van God sigbaar is. Hoe praat ons met die petroljoggie? Hoe praat ons met die mense by die til? Hoe praat ons met ons familie, ons kinders, ons vriende? Kan hulle heiligheid by ons waarneem? Psalm 139 vers 23. Deurgrond my, o God. Nie net kyk nie of loer nie. Deurgrond my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. U is welkom, toets my. Want is in 'n toets. En ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is. Twee moontlikhede. 'n weg van smart, en lei my op die ewige weg. Ek sien my boetie en sussie, 'n heilige lewe begin met eerlikheid voor Vader. Heiligheid begin nie deur ons eie pogings nie, of uit ons eie vermoë nie. Heiligheid begin met 'n eerlike hart voor Vader. Dawid vra die Here om hom te deursoek, deurgrond my, nie om hom te oordeel nie, maar om hom te lei. Lei my op die weg. Hierdie is 'n gebed waar Dawid vertroue in die Here wys. 'n Vertroue van oorgee, van nederigheid. Die Here ken al reeds ons harte, maar hy vra vir 'n uitnodiging om ons harte toets, om te sien, ons harte te deursoek, om te sien wat is in die diepte van ons harte. Wanneer ons oopmaak vir die Heilige Gees se ondersoek, dan openbaar hy houdings, hy openbaar gedagtes, hy openbaar maniere wat nie oplyn met Vader se manier nie. Hierdie is nie die openbaring vir skande nie, maar 'n ondersoek vir genesing. Help my, Here. Holiness can grow only where honesty lives. When we stop hiding and start surrendering to God, God begins to reshape us from the inside outwards. The Spirit does not search to wound us. He doesn't want to hurt us or punish us, but He wants to guide us into the way that is everlasting. Freedom will always follow the truth. Heilige Gees, ons nooi U om ons harte te deursoek. Wys ons enigiets wat nie U mee tevrede is nie. Ons kies vanoggend eerlikheid voor U. Ons kies oorgawe bo weerstand. Lei ons in die ewige weg. 1 John 1 verse 9 says, if we freely admit that we have sinned,
and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins. He will dismiss our lawlessness and continuously cleanse us from all unrighteousness, everything not in conformity to His will, His purpose, His thoughts and His actions. Is dit nie 'n kragtige skrif nie? As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. My broer en sussie, wanneer die Heilige Gees iets aan ons wys wat nie reg is in God se oë nie, dan is bekering 'n reaksie, maar 'n reaksie uit liefde uit. It is not about shame, it is not about punishment, it is about restoration and renewed closeness with our Father. Die bekering gaan nie oor straf nie, maar oor restaurasie en herstel in ons verhouding met Vader. Die woord vertel ons dat wanneer ons sondes bely, is hy regverdig om dit te vergewe en nie weer daaraan te dink nie. Hierdie vergifnis is as gevolg van Vader se onveranderlike natuur. Hy verander nie. Vader hou nie terug nie. Hy reinig ons heeltemal. Repentance, my brother and sister, will keep our hearts soft. When we ignore sin in our lives, it affects our spiritual sensitivity. When we quickly turn back to God, our hearts remain tender, open and responsive to the Holy Spirit. Clean hearts will hear God clearly and walk closely with Him. Daily repentance is not a sign of weakness. It is evidence of maturity. Bekering wys na 'n hart wat verlang na heiligheid, meer van Vader, en wat waarde heg aan intimiteit met God. Bely die sondes wat die Heilige Gees uitwys. Noem dit voor die Here. Moenie net 'n one size fits all, vergewe my al my sondes tipe gebed doen nie, maar noem hulle. As ons sondes bely, nie net vergewe my nie, Here, maar hulle bely, is hy getrou en regverdig om hulle te vergewe. Hy wil hoor dat ons erken die sonde. Ontvang sy vergifnis deur geloof en moet nie weer daaroor dink nie. Moenie weer teruggaan na iets wat God vergewe het nie. Dit is vergewe, dit is verby. Dankie Vader, dat U getrou en regverdig is om ons te vergewe. Ons bely dit wat U aan ons uitgewys het en ons ontvang U vergifnis. Keep our hearts clean and sensitive to your Spirit. We want to walk closely with you. Jakobus 4 vers 8 sê, come close to God and He will come close to you. Is dit nie kragtig nie? Come close to God and He will come close to you. Recognize that you are sinners. Get your soiled hands clean. Realize that you have been disloyal. Dit gaan nie net oor sonde nie, dit gaan oor loyalty. Dit gaan oor loyalty. Realize that you have been disloyal, wavering individuals with divided interests. Die Here sê nou maar nie, hy is net in die lys van dinge wat ek moet doen. And purify your hearts of your spiritual adultery.
Come close to God and He will come close to you. Recognize that you are sinners, get your soiled hands clean, realize that you have been disloyal, wavering individuals with divided interests, and purify your hearts of your spiritual adultery. My boetie en sussie, heiligheid eis doelgerigte verwydering en gehoorsaamheid aan die Here. Verwydering van sonde, gehoorsaamheid aan die Here. Om tot God te nader is dit 'n uitnodiging en daar is 'n verantwoordelikheid. Vader beloof dat as ons tot Hom nader, sal Hy tot ons nader. Die skrif beklemtoon ook dat nabyheid aan God het twee vereistes: skoon hande en 'n suiwer hart. Om dubbelhartig te wees beteken ons wil graag God hê. Ja, ons wil graag God hê. Ons wil Hom nader, maar ons wil nie ons sondes los wat teen God se wil is nie. Ons wil God hê, maar ons wil nie die sondes los nie. 'n dubbelhartige hart, 'n dubbelsinnige hart verswak ons geestelike honger en maak ons so onsensitief vir God se teenwoordigheid. Heiligheid eis dat ons met doelbewus besluit vir wie gaan ons lewe. Om die dinge te verwyder wat met God kompeteer, gaan nie oor wette nie, maar dit gaan oor liefde. Ons wil nie iets in ons lewens akkommodeer, tuis laat wees by ons wat God hartseer veroorsaak nie. Soos ons verkeerde gewoontes en invloede aflê, maak ons spasie vir dieper intimiteit met God. Die verwydering van sonde is nie 'n verlies nie. Dit is nie 'n verlies nie, dit is vryheid. Vader vra ons nie om iets te laat gaan sonder om iets veel groter terug te gee nie. As ons sonde los, dit sal ons sy nabyheid kan ervaar, sal ons sy vrede kan ervaar, kan ons sy teenwoordigheid wat hy aan ons gee ervaar. Wat meer kan 'n mens nodig hê? Daar is niks meer wonderlik as die nabyheid van ons Skepper nie. Let us ask the Holy Spirit to show us one habit, just one habit. Let's start with one habit or one pattern that is competing with God in our life. Waarmee met God kompeteer om ons aandag te kry? Make a clear decision today to move away from it. Place it on the altar. Lord, we want to draw near to you with an undivided heart. Show us anything that draws us away from you and give us the grace to let it go. Clean our hands and purify our hearts and help us to choose holiness every day. Filippense 4 vers 8 sê, verder broeders, jy ken hierdie skrif, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg of watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Ek weet persoonlik in my lewe is daar baie keer gedagtes wat ek moet stop, ek moet dit afsny, en ek moet bedink dit wat lieflik is, wat loflik is, wat waardig is. Elke dag. Jy sien die geveg vir heiligheid begin in ons gedagtes. Heiligheid is nie net 'n weerspieëling van wat ons doen nie. 'n Heiligheid word gevorm, begin in ons gedagtes. Ons gedagtes vorm ons houding, ons besluite en uiteindelik ons aksies. Daarom is die woord duidelik dat ons moet oplet waar
ons gedagtes heen gaan. Paul gives us a clear filter for our thinking. Not every thought that enters our minds deserves to stay there. Some thoughts must be examined, it must be challenged, it must be replaced. When our minds are filled with truth and purity, our hearts and lives begin to follow the same direction. Die vyand se aanslag is gewoonlik teen ons gedagtes. Vrees, negatiewe gedagtes, versoeking, leuns, begin alles in die gedagtes. Maar ons verdediging is die woord van God. Wanneer ons kies om te dink aan dit wat waar is, wanneer ons kies om te dink aan dit wat rein is en prysenswaardig is, beskerm ons harte en wandel ons in vryheid. Reinheid van ons gedagtes is 'n aanhoudende proses. Soos ons doelbewus ons gedagtes draai na die waarheid wat vir ons in die woord opgeteken is. Heiligheid groei van binne af buite toe. Begin in ons harte, deurgrond my hart, Here. Lukas 6:45. Die goeie mens, bring hy die goeie skat van sy hart te voorskyn, wat goed is. Praise the Lord. En die slegte mens bring hy die slegte skat van sy hart te voorskyn, wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. My boeties, hierdie is 'n daaglikse proses om die negatiewe, onrein gedagtes te vervang met die waarheid wat lieflik is, wat loflik is, wat God daaroor sê. Spreek God se woord hardop uit en laat dit toe om ons gedagtes te vernuwe. Here, beskerm ons gedagtes. Help ons om dadelik die gedagtes te herken wat nie eer aan U bring nie, en hulle te vervang met U waarheid. Vul ons gedagtes met dit wat rein, wat waar en lofwaardig is. Laat ons gedagtes U heiligheid weerspieël. Romans 8:5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Maar hoor wat het sê in vers 6. Now the mind of the flesh, hierdie vlees van ons. Now the mind of the flesh, which is sense and reason without the Holy Spirit. Wow. As jy met jou vlees dink, besluite neem volgens die vlees, die begeertes van die vlees, is die Heilige Gees nie betrokke nie. Now the mind of the flesh, which is sense and reason without the Holy Spirit, is death. Death that comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul peace, both now and forever. Holiness is choosing the Spirit's desire over the desires of the flesh. Holiness is choosing the Spirit's desire over the desire of the flesh. Elke dag het ons 'n keuse te maak. En wat ons kies, vorm uiteindelik ons lewens. Wanneer ons vleesgedagtes ons lei, sal die uiteinde 'n leegte en 'n verwydering van God se teenwoordigheid wees. Maar as die Gees ons lei, is die uitkomste lewe en vrede en die ewigheid. Living by the Spirit is not about perfection. It is about a direction, a choice we made. We
we chose we're going to live according to the Spirit. It is not perfect. We're not perfect automatically, but it is a direction that we chose. Ons doen dit deur aanhoudend ons aandag te gee aan wat God aanneemlik is en die Heilige Gees toe te laat om ons besluite te lei. Die Gees lei in ons lewegewende keuses, terwyl die vlees ons in die teenoorgestelde rigting trek. Oppas vir die begeertes van die vlees. Oppas daarvoor. Die vlees kan maklik domineer. Holiness is formed through daily surrender. Each time that we choose the leading of the Spirit, our hearts grow more in line with God's will. Life and peace becomes the fruit of a mind that is led by the Spirit. We should speak to the Holy Spirit and ask Him what pleases Him in this moment. What is the right choice to make? Heilige Gees, help ons om ons gedagtes te rig na U begeertes. Help ons om die begeerlikhede van die vlees te onderskei en om die weg te kies wat lei na lewe en vrede. Ons gee ons gedagtes en ons aksies oor aan U. Let us pursue holiness in our relationship. Hebreërs 12:14. Jaag die vrede na met almal. Jaag die vrede na met almal. Ja, die taxi-drywer. Ja, die speedkop. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Heiligmaking is nie net 'n onderwerpie waaroor ons wil gesels vanoggend nie. Dis 'n ernstige saak. En die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Het jy daai keuse gemaak? Heiligmaking is die roete wat ek gaan kies. Ek kruisig die vlees. I will live by the Spirit. Nie perfeksie nie, maar ons het die rigting gekies waarheen ons gaan. En die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Heiligheid gaan nie net oor onsself nie. Dit word ook gewys in hoe ons met ander mense leef. Heiligheid word nie in isolasie geleef nie. Jy sien die manier hoe ons met ander mense omgaan is 'n weerspieëling van ons verhouding met ons Vader. Kan ons sê eina of hallelujah? You see, it is easy to appear holy in private devotion when we're in our prayer closets and praying. We seem so holy. So much easier to be holy in your prayer closet than when it is when we live with difficult relationships. Maar my boetie en sussie, Vader verwag van ons om alles te doen om vrede te bewaar. Al is dit die ongemaklikste situasie. Dit beteken nie kompromie nie, maar om in liefde, nederigheid en vergifnis te kies. Unresolved conflict. Konflik wat nie opgelos is nie. Bitterness, unforgiveness will harden the heart and block our spiritual sensitivity. Jy doen vir jouself skade aan as jy nie wil vergewe nie, my broer en sussie. Wanneer ons na heiligheid in verhouding soek, maak ons spasie vir God se teenwoordigheid om in ons gesien te word. Ons verhoudings word 'n getuienis van sy genade wat werksaam is in ons. Heiligheid wat nie in ons verhouding met ander sigbaar is nie volkome heiligheid nie. Met ander woorde, heiligheid is nie alleen teenoor God nie. Heiligheid is sigbaar in ons verhouding met ander. Ons verhouding met ander moet God se karakter reflekteer.
gracious, forgiving, peace-loving. Vra Heilige Gees, waar is vergifnis en rekonsiliasie in ons lewens vandag? Lord, search our relationship and our hearts. Show us where we need to forgive, where we need to reconcile, where we need to walk in greater peace. Help ons om die heiligheid te weerkaats deur liefde, nederigheid en genade teenoor ander. Jesus asks us to present our life as a holy offering. Romans 12 verse 1 says, I appeal to you therefore, brethren. Ek vra net, I appeal, I'm not just asking, I'm appealing to you with an earnestness. I appeal to you, brethren, and beg of you, I'm begging of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, it's rational, it's intelligent service and spiritual worship. Verse 2, do not be conformed to this world, this age, moenie lyk soos die wêreld nie, fashioned after and adapted to its external, superficial customs. Daar's geen waarde in wêreldse metodes nie. But be transformed, be changed by the entire renewal of your mind, by its new ideas and its new attitude, so that you may prove for yourself what is the good and acceptable and perfect will of God, even the things which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Heiligheid is soveel meer as om net sonde te vermy. Dit is om ons hele lewe aan Vader te offer. Paulus nooi ons, hy soebat ons, om ons gedagtes, ons begeertes, ons gewoontes, ons tyd, ons ambisies, ons emosies en planne op die altaar te plaas as 'n lewende offer. Hierdie is ware aanbidding. Dit is meer as net om 'n liedjie te sing. Dit is 'n toegewyde lewe. Heiligheid gaan nie om voor God te presteer nie, maar om net oor te gee aan Hom. Wanneer ons dit doen, is ons gedagtes hernie. Ons begin om anders te dink. Ons dink skriftuurlik. Ons dink geestelik. Ons kyk verby die wêreldse goed. We do not conform to the world patterns of thinking. Our thinking transforms and we see life from God's perspective. Julle is maar vir 'n paar jaartjies hierso. To surrender, we discover God's will and the door of divine direction is opened. We become holy and pleasing to God. Our life becomes a living offering of worship. Dit gebeur wanneer ons onsself as 'n lewende offer vir Vader stel. Met ander woorde, Here, U wil vir my lewe. Here, U voorkeure vir my. Here, U skedules vir my. U drome vir my. Hoe begin om af te sluit? Transformasie begin wanneer oorgawe plaasvind. Transformation only begins when surrender has taken place. We need to surrender it all to be transformed into God's will for us. Kom ons bid net saam. Lord, in view of your mercy, we place our whole life on your altar today. We surrender our thoughts, our plans and our desires to you. Hernie ons gedagtes, verander ons harte en lei ons in U goeie, perfekte wil vir ons. Laat ons lewe ware aanbidding wees
wat U verheerlik. Amen.